Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Ek wonder wanneer laas het jy so 'n bietjie na 'n uurglas gekyk. Ek dink dit is maar die korrekte benaming vir dit. Die beste wat ek kan doen is hierdie uurglasies, hierdie klein uurglase wat ou gebruik as jy een of ander spel met 'n tydsbeperking speel. En maar ek is in 'n seisoen waar dit vir my voel die onderste deel van hierdie uurglas word nou besonder swaar. En as 'n mens so na 'n uurglas kyk, veral hierdie wat 'n mens gebruik wanneer jy speel, is daai laaste sandjies, ek dink 'n sand seker wat daarin is, loop vinnig uit. Daar's 'n punt wat hy net amper blitsvinnig begin leegloop. En dit voel vir my dis so baie keer ook met die lewe dat 'n mens jou greep soos wat jy ouer word verloor op die lewe. En dat daai seintjies baie keer baie vinnig begin uitloop. En daarmee saam leef ons in 'n seisoen eintlik van groot onsekerheid. Onsekerheid is amper 'n permanente deel van ons lewens. Onsekerheid of hierdie ou liggaam van my môre nog so op al die silinders gaan vuur. 'n Mens beleef allerhande kwale wat sommer oornag inkruip. En dan is mens ook so bewus van dat hoe skielik jou liggaam ook net kan een of ander ongeneeslike kwaal, kanker of net siek word kan ervaar. En daardie onsekerheid saam met al die politieke en ekonomiese onsekerheid van ons tye is nogal iets wat oorweldigend kan word. Om nie weg te vat die onsekerheid ook van wanneer 'n mens agterkom jy nie meer behoorlik onthou nie. Ek beleef dit so as ek met iemand werk wat die begintekens van dementia het of selfs gevorderd, dat 'n mens groot stuk vrees en onsekerheid kry omdat hulle bewus is van dat iets is besig om tot niet te gaan. Nou ek self beleef dat 'n mens nie meer mooi kon onthou nie, name veral kan 'n mens soms op die ingewing van die oomblik skielik ontgaan. En 'n mens moet tog nie dan onmiddellik aanvaar dat nou het jy een of ander dementia of Alzheimer of wat ook al nie. Dis dink ek 'n normale deel van veroudering. Maar die onsekerheid ook daar rondom kan geweldig wees. Nou dit lyk vir my tog, as ek so kyk dan na myself en na ander, dat hierdie seisoene of wildernis waarna mens amper gaan en jouself begeef, 'n mens forceer. Ja, aan die een kant kan dit 'n mens baie depressief en moedeloos maak, maar aan die ander kant weer forceer dit 'n mens om uit te reik na die enigste vastigheid en sekerheid wat ek en jy het. Ons kan kyk na al die omstandigheidsfaktore en voel maar ons het geen sekerheid nie. Maar wanneer ons weer stil word en weet dat hy God is, dan kom daar 'n rustigheid en sekerheid. Want dit is die enigste sekerheid wat ek en jy hierdie lewe en in dood ooit kan hê. Dat wanneer 'n mens deur 'n tydperk gaan wat onsekerheid soos 'n mis om jou vou, te kan bid, Here, dat hou my getrou ook in die tye wat die mis my wil oorweldig. En te weet dat die sekerheid wat ek het, is dat ek sy kind is. En daardie sekerheid is genoeg. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy. Jy kan ook vir my skryf eugenekemp@me.com.